Prediker 4 sê vir ons, 2 vaar beter as 1. Hoekom is dit vir ons belangrik? Vriende, goeiemôre en baie welkom by hierdie week se Huisfiks. Ons het verlede week met Hemelvaart, het ons saam gelees uit Efesiërs 4 uit van vers 1 tot en met vers 13. En Paulus skryf hier iets van Jesus wat kom om alle ruimtes te kom vul. Hy sê hy het opgevaar, maar wat beteken hy het opgevaar anders dan dat hy eers moes neerdal na die laer dele van die aarde toe. En dan skep hy hierdie mooi beeld van Jesus wat daar sy teenwoordigheid vestig in die laer dele van die aarde. Hy het hier in ons gebroke wêreld kom leef, sodat ons sy teenwoordigheid hier kan beleef, maar dan vaar hy ook op na hoog bo alle hemele. Van onder tot bo word Jesus se teenwoordigheid gevul. Ek wil so 'n kort stukkie saam met jou lees verder van vers 14 af in hierdie gedeelte. En dan wil ek praat oor die gemeenskap van gelowiges. Kom ons lees hier van vers 14 af. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwalinge bepaal nie. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof. Dis nogal vir my 'n wonderlike ding as 'n mens so 'n bietjie dink aan wat die waarde van 'n geloofsgemeenskap is. Paulus sê, dit is goed, ons het die teenwoordigheid van die Here wat alles vul, maar ons as 'n geloofsgemeenskap word ook aan mekaar gebind, en dis iets wat ons nou in die tyd van Pinkster wat kom, ook aan dink is hoe die Heilige Gees ons as 'n geloofsgemeenskap by mekaar bind. So amper asof die Gees die gom is, wat ons onder die een hoof, Jesus Christus, saamroep. Die geloofsgemeenskap is daar vir ons as 'n veilige ruimte, 'n ruimte waarin ons kan tuiskom en kan voel, ons is veilig van die onstuimighede wat daar buite in die wêreld gebeur. Dis 'n ruimte waarin ons ondersteuning kan geniet van ons medegelowiges en saam kan leer hoe die Here ook hier in ons gemeenskap besig is. Dis amper soos daai gevoel wat 'n mens kry as jy na 'n baie lang dag waar alles verkeerd gegaan het en waar jy 'n klomp uitdagings by die werk beleef het, by die huis kan kom en jou skoene kan uitskop en 'n lekker koppie koffie of miskien dalk 'n glas wyn kan geniet. Jy voel daai gevoel van ek is hier veilig, ek is tuis, ek voel gemaklik hier. En dis die waarde van 'n geloofsgemeenskap, en dit is my hoop dat ons sal groei na dit toe om dit ook vir mekaar te kan wees. Mag jy in hierdie week, dalk as jy dink aan iemand uit ons geloofsgemeenskap uit, wat 'n tyd in hulle lewe beleef, waar dinge dalk nie goed gaan met hulle nie, kan uitreik, 'n telefoon kan optel en kan sê, weet jy, ek dink aan jou. Ek weet, dit is 'n tyd van seer. Ek het miskien dalk nie vir jou die antwoord nie, maar ek dra jou in my gebede en ek bid dat jy die vrede van God kan beleef. Vriende, kom ons wees vir mekaar 'n ruimte, 'n tuiste, waar ons veilig kan wees van die geraas van die wêreld. Mooi dag vir jou.